Nou, die Satan het 'n paar goede wat hy by ons steel, 'n paar sleutels wat veroorsaak dat ons nie 'n profesie verstaan nie. En een van die eerstes is laat ons dit 'n verkeerde tyd toepas. Ons wil omtrent elke profees wat ons lees, elke profesie wat die profeet uitgespreek het, op ons lewe van toepassing maak. En dan is dit nie noodwendig nie. Daar's nog 'n sleutel. Die doel van die Satan, onthou, hy is die een wat Vader weerstaan. Hy is die een wat sy werk wil tot niet maak. En baie mense sê, ja, maar hy kan nie. God is almagtig. Dit is so, God is almagtig. Maar dis met 'n skok wat 'n mens moet leer, agterkom, ontdek, en dis 'n slegte ontdekking, dat God se wil nie altyd geskied nie. Ek het so 'n reeks gehad van die boodskappe oor die geregtigheid van God. Sy geregtigheid geskied altyd. Maar partykeer is sy geregtigheid bo sy wil. Byvoorbeeld, dit is sy wil dat almal gered word, maar meeste mense gaan verlore. So sy wil geskied nie. As sy wil geskied het, sou haar nie siekte gewees het nie, sou haar nie hartseer gewees het nie, sou haar nie droefheid gewees het nie. Want dis nie sy wil nie. Dis nie wie hy is nie. Maar dit is deel van ons bestaan. Die tyd wat kom in Yeshua se regering, gaan sy wil geskied. Dis hoekom hy ons geleer het om te bid. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemele, so ook op die aarde. Sy wil geskied nie nou op die aarde nie, daarom bid ons dit. Laat u wil geskied. En dit kom nog. So, wat 'n deel van sy wil geskied nie nou nie en hoekom? Nou ons weet in die 1000 jaar gaan die Satan opgesluit word en gewoon verseel word en hy gaan die nasies nie meer kan verlei nie. En dan skielik is daar vrede en harmonie. En verskillende rasse en verskillende volke bly langs mekaar, hulle pla mekaar nie, hulle gee mekaar ruimte, hulle eerbiedig mekaar se gebiede en sy gewoontes en alles en dit gaan goed. En dan word die Satan losgelaat en dan is daar weer chaos. Dan sweep hy al die nasies op teen Israel en hulle trek op om die land oor te vat en Israel dood te maak en dit als as gevolg van die Satan wat weer aktief is. So wat hy doen is, hy maak moeilikheid en hy is nou vry. Hy is voelvry. Hy is nog nie gefonnis nie, hy is nie opgesluit nie. Hy kan nie in die hemel ingaan nie. Hy is daar uitgewerp en hy kan nie weer daar gaan nie. Maar die skrif sê hy het met woede na die aarde neergedaal. En hy is nou hier by ons met woede. En hy is nie kwaad vir ons nie. Hy is kwaad vir die almagtige, maar hy kan in die almagtige niks doen nie. Dis soos as ek by die see swem en 'n golf slaan my om en ek is kwaad vir die see en ek begin om in die vuis te slaan. Die see weet nie eens van my nie. Ek meen die grootste see, groot ek en wat sy invloed het my vuis op hom is dieselfde as Satan wat vir die almagtige kwaad is. Ek kan net niks aan hom doen nie. Maar wat kan hy doen? Hy kan iets aan Vader se geliefdes doen en dis ons, die mens, en dit doen hy. Presies wat in die paradys gebeur het, dat Vader Adam en Eva gewaarsku het, hy het hulle nie weerhou nie, hy het ook nie die Satan weerhou nie. Hoekom nie? Want almal is soewerein geskape met 'n eie keuse, na die beeld van God. En hulle moet kies, as Vader die Satan net weggevat het, dan is hulle nie soewerein nie. Hulle is nie in beheer nie, hulle is nie in bestuur nie, hy het gesê regeer daaroor, heers oor die aarde. En daarom kon hulle self besluit. En die Satan was slim genoeg om hulle te mislei in hulle volmaakte staat, nie in 'n sondige staat soos ons is nie. Nou is ons in 'n sondige staat, 'n vlees wat van nature geneig is tot die sonde. Bedoelende ons wil dit van nature doen, die verkeerde. En nou kom die Satan en hy hits ons aan. En nou is dit so maklik, en dan hy hits ons aan, dis wat gebeur, dis hoekom maar 1000 jaar van vrede is waar hy toegesluit is, dan hits hy die nasies nie aan en die mense nie, maar dis wat hy nou doen, en hy mislei, en hy verlei, en hy verdraai, en hy lieg, hy is die vader van die leuen. Nou terug na my onderwerp toe, ons lees die profete, maar ons het nie sleutels nie. Die laaste ding wat die Satan wil hê, wat ons moet reg kry is om die profete te verstaan. So hy sal dit besoedel met alle mag. En as ons nou dink die mense is slim, as jy nou klomp mense afsonder, ek dink in die Engelse vertaling, die King James vertaling, het die King James van Engeland 300 van die beste Bybelkenners in Engeland gevat en hulle die opdrag gegee. Hulle was eintlik van 2 verskillende faksies. Nie vyande nie, maar het mekaar saamgestem nie en hy het dit verdeel tussen hierdie 2 om seker te maak die een groep kyk die ander groep. So Engelsman sê check om seker te maak hulle doen dit reg. En die resultaat daarvan was die King James. En dit reken ons as slim mense. En hulle kon hierdie ding doen. Nou is ons slim niks
teen die gevalle engele en teen die Satan se slim nie. Hulle is baie slimmer as ons. En die Satan het 'n netwerk van planne en goed wat deurgevoer moet word om ons te mislei, om seker te maak ons verstaan nie die profete nie. Nou hoekom ek die slimmigheid gebruik? Hoekom is hy soveel slimmer? Ons lewe 70 jaar, 80, as jy sterk is, en dan is jy 20 jaar van dit kind. En dan leer jy nog eens 'n bietjie, stadium met jy verstaan kry, dan staat 20 of 30 jaar oor en dan is jy klaar. En dit is ons perspektief van die lewe. Die Satan kom 6000 jaar net op die aarde, en wat van daarvoor? So, wat se kennis het hy? Hy het 6000 jaar wat hy die mens dophou, wat hy weet presies hoe 'n mens optree. As jy dit vir hom gee, gaan hy so optree. As jy sulke druk op hom sit, dan gaan dit gebeur. En hy maak notas van dit, en hulle is slim, en hulle het organisasies, die bose geeste in die lig, daar waar ons worstelstryd is. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen hierdie bose geeste in die lig. Nie dat hulle ons gaan invaar en ons gaan besete word nie, maar hulle het 'n orde, hulle het 'n organisasie, wat net een doel het, ten doel is, om Israel te mislei en Israel te vernietig. Want Israel is God se volk, is sy nageslag. En wanneer ons die profete lees, is een van die ander groot sleutels Israel. Wie is Israel? As die Satan het kan regkry dat Israel se identiteit verander na iemand toe wat dit nie is nie. En ons lees die profesie en daar staan Israel en ons pas dit op iemand anderster toe, as wat dit regtig is, dan gaan die profesie nutteloos wees. Eerstens gaan ons nie verstaan nie, en tweedens gaan die uitleg heeltemal verkeerd wees. En daarmee was die Satan amper 100% suksesvol. En kom ek so sê, is die meeste mense weet nie wie Israel is. Hulle is almal verward. Hulle sal baie vinnig vir jou antwoord gee, maar as jy hom so 'n bietjie in 'n hoek druk met 'n paar skrifgedeeltes, dan moet hy kies. Dan gaan dit of die Jode wees, of die kerk, die Christene, is Israel. Maar dis nie een van die twee nie. So wat die Satan reg gekry het, is dit is die evangelie wat die mense glo. En wanneer die algemene Christen, kind van God, ernstige volgeling van Yeshua, en iemand wat die skrif ondersoek, byvoorbeeld Jeremia 30 gaan lees, en 31, en Israel word verander na die Jode toe, wat nou in Palestina is, dan gaan hoofstuk 30 nie sin maak nie. En as dit die kerk is, gaan hoofstuk 30 nie sin maak nie. Maar as dit mense is wat deur die eeue al verstrooi is in die wêreld, maar hierdie mense is die letterlike nageslag van Abraham, Isak en Jakob, dan maak dit skielik sin. Dan is die profesie nie woorde wat mense nie verstaan nie, want dit is wat gebeur. Ek sê nie daardeur ons is beter as ander mense nie. Ons het net die sleutel ontdek. En ons roeping is nou om vir ander mense die sleutel te gee. Maar wanneer ons Jeremia 30 lees, dan lees ons hom soos 'n boek en jy verstaan alles, omdat jy weet wie die karakters is. En dieselfde karakters in Jeremia 30 en 31 en al die ander profete is dieselfde karakters as Openbaring. Is dieselfde karakters as Daniël, is dieselfde karakters van wie in Matteus gepraat word en wat in Exodus gepraat word met die uittog uit Egipte. En dan is die Bybel nie meer afdelings nie, want dis wat gebeur, hy is afdelings. Hy is 'n afdeling tot waar hulle in die beloofde land gekom het. Dis 'n afdeling wat almal verstaan. Maar dan, wanneer die volk deel in twee, dan raak dit 'n raaisel. En as party wegraak en onder die nasies in verdwyn en nie meer bestaan nie, maar jy lees 'n boek soos Jeremia wat meer as 100 jaar na dit geskryf word en jy lees weer van Israel en Juda. Nou, ondanks jy dit lees en jy dink logies en jy sê, maar Israel bestaan nie meer nie, hulle het onder die nasies verdwyn. En soos die kerk sê, hulle het onder die nasies ingebaster, daar is nie meer Israel, daar is nie meer 10 stamme nie. Daar is net die Jode, Juda. Dan lees die algemene Christen tot daar en hy sê, wel, dit maak nie sin nie. Ek gaan die res ook nie lees nie. En hy verloor heeltemal belangstelling en die Satan slaag 100% in sy doel. Want ons, dink daaraan, ons word gered deur geloof. En waar kom ons geloof vandaan? Die geloof kom uit die gehoor en die gehoor kom uit die woord van God.
sodra iemand die woord van God lees en dit maak nie vir hom sin nie en hy sit dit neer, het die Satan geslaag, want daai persoon kan nie glo nie. Want hy lees die woord, dit maak nie vir hom sin nie, en hy gaan verlore gaan. Hy kan dan maar kerk toe gaan en liedjies sing en orkes speel en sang lei en die Bybelstudie lei en die biduur en wat ook al. Gaan niks help nie. Want ons word gered deur geloof. En as ons die woord van God lees en dit maak nie vir ons sin nie, kan jy dit nie glo nie. Dan sal fout met jou.